Goed graad 12, vandag gaan ons momentum afsluit en ons fokuspunt sal wees ou vraestelle. Soos voorheen genoem, gaan ons net momentum se vraestelle in hierdie les behandel. Goed, ons eerste vraestel sal wees uit Gauteng September 2021 en dit was hulle rekordeksamen. Dit sê 'n trolly met 'n massa M beweeg op 'n wrywinglose baan teen 'n konstante horisontale snelheid van v. 'n Blok met 'n massa M word van bo af op hierdie trolly laat val. Wat sal die finale snelheid van hierdie trolly en die blok saam wees? So heel eers begin ons met 'n formule. Ons begin met die behoud van lineêre momentum, wat sê die momentum voor die tyd sal gelyk wees aan momentum na die tyd. Die momentum voor die tyd van die trolly is mv en die momentum van hierdie blok wat op die trolly gegooi word sal 0 wees, omdat sy horisontale snelheid 0 is. Die momentum na die tyd sal beide se massas wees met 'n onbekende snelheid v. Nou moet ek probeer kyk, wat sal daai v wees sodat die momentum voor die tyd mv gelyk as aan die momentum na die tyd mv. So ek sal vir v op 2 substitueer, sodat daai 2 uitkanselleer en dan bly jy oor met mv voor die tyd, mv na die tyd. En dit gee vir ons 'n antwoord C. Goed, nog steeds by Gauteng September 2021, maar nou by vraag 4. Dit sê 'n motor met 'n massa van 900 kg beweeg ooswaarts en bots met 'n vrystaande versperring met 'n massa van 3200 kg. Bestudeer die volgende momentum tydgrafiek van hierdie motor en die versperring hieronder en beantwoord die vraag wat volg. So die eerste vraagie was redelik maklik. Hulle sê stel die wet van behoud van lineêre momentum in woorde neer. En dan weet ons die totale lineêre momentum in 'n geïsoleerde stelsel bly behoue of konstant. Onthou, wees versigtig hierso, dis geïsoleerd en nie geslote nie. Die tweede deel van hierdie vraag sê gebruik die inligting gegee op die grafiek en bereken die finale spoed en rigting van hierdie motor. So kom ons gaan analiseer hierdie grafiek. Daai gedeelte is die momentum van hierdie motor, waar die 18000 gegee word as die beginmomentum en die minus 144 van hierdie motor se momentum was die finale momentum. So die finale momentum was 144 met 'n minus, dit beteken 144 kg per sekonde in die teenoorgestelde rigting, so weswaarts. Ons soek die finale spoed, so die formule sê momentum is massa maal die eindsnelheid. Jou momentum was gewees minus 144, die massa van die motor 900, so jou eindsnelheid is 0,16. Dit sal ook 'n minus vir jou gee, so ons maak hom positief en die rigting is dan weswaarts. Gebruik die inligting gegee op die grafiek en bereken die impuls op die motor. Ons weet ook, impuls is die verandering in momentum, so kom ons begin met 'n formule. Die verandering in momentum is die eindmomentum minus die beginmomentum, en nou kan ons die grafiek gaan analiseer. So daag julle vir ons die momentum van hierdie motor. Hulle gee daar vir ons die eindmomentum en die beginmomentum was 18000. So daar is die eindmomentum en daar is die beginmomentum. Ons kan daai waardes dan substitueer in hierdie formule om die einde minus begin. So is die min 144 minus jou 18000 en dan kry jy 'n antwoord van 18144 kg per sekonde. Eerstens moet ons daai minus verander na 'n positief en 'n rigting bysit weswaarts en onthou ons gebruik kilogram per sekonde vir verandering in momentum en hulle vra vir impuls, so dan verander ons die eenheid na Newton sekondes toe. So die laaste vraagie vra, is die botsing elasties of onelasties? Gebruik berekeninge om jou antwoord te verifieer. So wanneer ons werk met elastiese en onelastiese botsings, is dit belangrik dat ons gaan kyk na die kinetiese energie voor die tyd en die kinetiese energie na die tyd. So die kinetiese energie voor die tyd vir hierdie voorbeeld is die kinetiese energie van die versperring plus die kinetiese energie van die motor. So die kinetiese energie van die versperring in hierdie geval is 0, maar die motor het 'n begin momentum. So ons gaan kyk na daai formule, momentum is massa maal versnelling. So ons kan die versnelling dan gaan uitwerk. Die massa van hierdie motor was 900 kg, dit was gegee. En dan die momentum is 18000 gewees, so ons kan dan die snelheid gaan uitbereken as 20. Dit gee vir ons
kinetiese energie van 18.000. Nou gaan ons gaan kyk na die kinetiese energie na die tyd. So dan kan ons ook gaan kyk na sy eindmomentum van hierdie versperring. Dit was 18144, dan kan ons daai snelheid gaan bereken as 5.67. Ons kan dit gaan insubstituteer en 'n finale antwoord gaan kry as 51.449,76 joule. So dit wil sê die kinetiese energie voor die tyd en na die tyd was nie dieselfde nie, so dis 'n onelastiese botsing. Die volgende vraag is 'n multikeuse vraag uit KwaZulu-Natal se September 2018 vraestel. Dit sê 'n voorwerp met 'n massa m beweeg teen 'n spoed v in 'n reguit lyn en bots kop aan kop met 'n muur. Die kernwoordjie daar is bots en dit sê ook dit neem aan dat die botsing elasties is en die voorwerp bons terug. Wat sal die verandering in momentum en kinetiese energie van hierdie voorwerp wees? So kom ons begin by die tweede gedeelte waar dit sê verandering in kinetiese energie. Omdat hierdie 'n elastiese botsings is ons opsies definitief A, C en D. Nou kan ons by die volgende gedeelte begin. Ons gaan begin met 'n botsingsformule wat verwys na die lineêre behoud van momentum, wat sê die momentum voor die tyd is gelyk aan momentum na die tyd. En ons weet die momentum voor die tyd is mv plus 0, want die muur beweeg nie, en na die tyd is dit minus mv, hoekom? Want hy teruggebons. Nou gaan ons kyk na verandering in momentum, want hulle vra wat is die verandering in momentum? So die verandering in momentum is die eindmomentum minus die beginmomentum, en ek kan daai waardes gaan insubstituteer. So dan kry ek minus 2 mv, so daai minus verwys net na rigting, so dan is ons antwoord C. Ons is nog steeds by KwaZulu-Natal se September 2018 vraestel. Ons is nou by vraag 4. 'n Meisie sit in die middel van 'n meer in 'n boot wat in rus is. Dit wil sê haar snelheid is 0. Om haarself aan die beweeg te probeer kry, terug na die wal, gooi sy 'n 1 kg blok vorentoe, soos in die diagram hieronder aangetoon. Aanvaar dat die gekombineerde massa van die meisie en die boot 100 kg is. Goed, 4.1 sê definieer momentum in woorde. So momentum is die produk van 'n voorwerp se massa en sy snelheid. 4.2 vra wat is die beginmomentum van die boot en die voorwerp? So momentum verwys na massa maal snelheid en ons weet die beginsnelheid is 0. So die beginmomentum is ook 0. Onthou om steeds jou eenheid by te skryf, 0 kg meter per sekonde. Hulle vra toe vir ons bereken die momentum van die voorwerp onmiddellik nadat dit gegooi is. So met ander woorde, dit is die eindmomentum. Ons begin met 'n formule. En dan die massa was gewees 1 kg van die blok wat sy gegooi het, as ook daai snelheid van 10 meter per sekonde. En onthou, momentum is 'n vektor, so ons het rigting by 10 kg meter per sekonde na regs. Die laaste vraag by 4.4 vra, bereken die snelheid van die meisie nadat die voorwerp gegooi is. So ons kan die behoud van lineêre momentum formule gebruik en dit 'n bietjie uitbrei. Die massa van hierdie meisie en die bootjie saam was 100 kg en hulle het stil gestaan, so hulle momentum was 0 voor die tyd. Na die tyd was dit 'n klip of 'n blok wat bygekom het van 'n massa van 1 kg met 'n snelheid van 10 meter per sekonde, as ook die 100 kg van die bootjie en die meisie, maar sy snelheid is onbekend. En ons as die wiskunde gaan doen, kry ons minus 0,1 meter per sekonde en onthou, snelheid het 'n rigting by, soos 0,1 meter per sekonde na wes of terug of na links. Goed, die volgende vraestel kom uit Limpopo se rekordeksamen September 2016 en hulle sê 'n liggaam wat teen 'n konstante snelheid beweeg, het 'n kinetiese energie E en die momentum P. Nou verander hy, die snelheid word van hierdie liggaam verdubbel en watter een van hierdie volgende toon die korrekte grootte van beide die kinetiese energie en momentum. So goed, kom ons begin by die kinetiese energie. Ons weet kinetiese energie is halfte massa maal snelheid kwadraat en nou gaan ons die snelheid verdubbel. So ons maak hom 2v. So nou gaan ons die wiskunde doen, dit beteken 4v kwadraat. Ons weet die kinetiese energie voor die tyd was halfte mv kwadraat, so na die tyd kan ons daai halfte mv kwadraat ook uithaal.
So wat verander? Dit is net daai 4 van jou kinetiese energie wat verander. So ons opsies by die eerste kolom sal wees B en C. Die tweede gedeelte begin ons momentum. Momentum is m maal jou snelheid en ons verander hom na 2v toe. So met ander woorde, hy het verdubbel. So ons opsies vir die tweede gedeelte, daar is ons die mv wat oorspronklik is 2p. So dit beteken A as ook C. So C in hierdie geval is beide gehighlight, so ons antwoord sal wees C. Goed, ons is nog steeds by Limpopo, September 2016. Nou by vraag 5, dit sê 'n kanon het 'n massa van 1250 kg en is 1000 keer swaarder as die kanonbal wat dit afvuur tydens 'n roetine opleidingsoefening. Die kanonbal verlaat die loop teen 'n horisontale snelheid van 80 meter per sekonde. Hulle sê ook die kanon kom tot 'n stilstand 1 sekonde nadat dit afgevuur is. By 5.1 vra hulle definieer in woorde die term impuls. So onthou, impuls is die produk van die resulterende krag wat op 'n voorwerp inwerk en die tyd wat hierdie resulterende of netto krag op die voorwerp inwerk. 5.2.1 vra vir ons bereken die maksimum snelheid waarmee die kanon terugwaarts beweeg. So hierdie kan sien as 'n botsing, maar nie die botsing wat na mekaar toe gaan nie, maar weg van mekaar af. So ons gebruik die formule van behoud van lineêre momentum en jy moet dit al beter kan herken. Die massa voor die tyd van die kanon was 1250, maar hy staan stil soos 0. Die kanonbal was ook binne die kanon en het ook stil gestaan, so sy momentum voor die tyd is 0. Na die tyd is die massa van die kanon nog steeds 1250 en dan gee hulle vir ons die kanonbal as 1,25 want dit is 1000 keer ligter en dan ook met 'n snelheid van 80. Nou kry ons 'n antwoord wat negatief is en dit maak vir ons heeltemal sin van die kanon beweeg terugwaarts en die kanonbal beweeg vorentoe. So die snelheid is dan minus 0,08 meter per sekonde en daai minus verwys na jou terugwaartse beweging. Die laaste vraag van hierdie eksamen vra bereken die grootte van die gemiddelde nettokrag wat veroorsaak dat die kanon tot rus kom. So met ander woorde, ons ken al daai formule, jou nettokrag is jou verandering in momentum of jou impuls oor jou tyd en ons kan daai verandering in momentum gaan uitbrei en gaan insubstitueer. Die massa is 1250, jou eindsnelheid was in die vorige vraag minus 0,08 en hy het stil gestaan. So nou kry ons 'n nettokrag van 1000 Newton en hulle vra slegs vir die grootte daarvan. Onthou om te subscribe, dit is egter gratis.